By hierdie Sondag, as mens kyk na die leesroostertekste deur die wêreld heen, word daar verskillende tekste gegee en ek het gekies om die een te gebruik rondom Jakobus hoofstuk 5. En ons gaan dit dan saam lees op die skerm of jy kan dit ook op jou selfoon of op in jou Bybel dan ook nalees. Jakobus 5 vers 7 tot 10. Wag dan geduldig, broers en susters, totdat die Here kom. Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag geduldig daarvoor totdat dit die vroeë en die laat reëns gekry het. Julle moet ook geduldig wag en moed hou, want dit is nie meer lank nie, dan kom die Here. Moenie oor mekaar klaar nie, broers en susters, sodat julle nie veroordeel word nie. Die regter staan al voor die deur. Broers en susters, neem die profete wat in die naam van die Here gepraat het, as voorbeelde van lyding en geduld. Ek gaan net so 'n bietjie by die hele gedeelte stil saam met die tema. Ek het gedink om dit te noem net 'n seisoen, net 'n seisoen. En vandag het ons al genoem, is die 3de Sondag in hierdie seisoen van Advent, wat Advent beteken juis die koms of die aankomsvier van Jesus Christus. En elke jaar stap ons in hierdie tyd in met 'n bepaalde verwagting, 'n opbou, sodat ons opnuut herinner kan word en die belewenis kan kry van Kersfees, asof dit die eerste keer is. En nou moet ons verstaan, die datum van Kersfees is nie die presiese datum waarop Jesus gebore is nie. Daar's 'n hele ander preek wat ons kan lewer hoe by daardie datum uitgekom het. Maar die gedagte is dat ons dit bly herdenk en bly vier as die koms van God na die wêreld toe. En die vreugde van hierdie Advent en juis die Sondag waarby ons is 'n baie dieper vreugde as die een wat 'n mens kry wanneer jou gesig nou ergens op Instagram of Facebook gelike word, of jy een of ander WhatsApp vir mekaar sien, of wat die influencers onder mekaar, dis die name wat hulle mos gebruik vir mense wat mekaar vreeslik goed verkoop en hulle duisende miljoene aanhangers en dan verkoop dit nog beter. Dis 'n ander tipe vreugde as dit. Dis die vreugde van mense wat wag, wat volhard, wat weet Christus kom. Christus kom. Maar om dit reg te kry moet jy eers 'n bietjie wag. En soos ek nou verlede naweek geleer het en Wynand genoem het van die troue, het dit geleer dat wag ook 'n avontuur kan wees. Dit kan aan die ander kant 'n ramp ook wees, afhangende van jou selfoon se seinsterkte en ontvangs. Nou ek het daar 'n foto gewys van waar ons daar by die Cederberge was. Wynand, ek het nie die foto ingesit van die huwelik nie, ek dink dit is op julle Facebook. So ek wou nou nie dit bederf vir julle voor die fotograaf dit vir hulle gegee het nie. Maar ons was nou bevoorreg om hulle seun Wynand die huwelik, hulle twee seuns en my seun Wynand die huwelik te bevestig. En op pad daarheen, nou jy sien vooraf op die aanwysings, dit gaan 'n grondpad wees en dit gaan so 'n paar kilos wees. Maar wanneer jy nou afdraai op daai grondpad, dan besef jy nie wat se soort grondpad dit is nie, veral as jy nog nooit daar was nie. Want die eerste ding wat toe gebeur het op die grondpad, die eerste stukkie is so mooi geskraap nog aan alles, en die volgende oomblik, toe is die sein weg. Wat is die implikasie? Google Maps is weg. Die van julle wat Google Maps is, Waze wys glad nie eens nie. Ons gebruik baie vir Waze in die stad, want hy wys vir jou mos onmiddellik wanneer wat gebeur, en Google Maps integreer is altyd dieselfde maatskappy deesdae. Maar dis nogal 'n weird gevoel om skielik te besef, jy weet nou nie waar jy in hierdie pad loop nie, jy vertrou nou die pad. Jy moet nou hierdie pad vertrou. En op 'n manier raak dit nou soort van stil, maar daar's nie ander voertuie op daai pad nie, toe ons daar gery het. So jy kronkel hier ergens in, noem dit maar in Afrika in, want ons bly maar in Afrika, jy kronkel hier in Afrika in, en 'n mens vergeet hoe gewoond ons geraak het aan selfoonverbinding, selfoonkonneksie. Ons vat dit van selfsprekend. Want soms voel dit as jou wêreld ineenstort en dan dink jy by jouself, wie gaan jy nou bel as daar fout gaan by die huis? Of hoe gaan hulle jou bel as daar fout gaan? En ironies het daar fout gegaan by die huis. Gelukkig het ons dit nie geweet nie, want ons het nie sein gehad nie. Want die dame wat by ons gebly het, op 'n ongeluk te vinnig agteruit gesloot en toe ry sy die motorhek van die wielietjie af en sy bel ons ander dogter, want sy kan nie die hek opgelig kry en sy bel ons ander dogter, die sê vir haar, ek kan nie kom help nie, ons kamp ook. Maar gelukkig ons ander dogter, sy maak toe vinnige plan en hulle bel toe ander vriende en hulle kom, ja, sy glo nie, ons hek werk nou beter as wat hy ooit gewerk het. So. Maar hier ry ons toe nou self en dink, wat as hier 'n noodgeval is? Wat as jy 'n pap band kry
Dis nog alright, jy kan die band vervang, maar ons het 1 jaar het ek by 'n vrouediens in Merwewil opgetree en dit was die volle vrouediens was teenwoordig. Hulle het in 'n jaghuisie gewees, ons met die kombi gegaan, al hoe verder en verder uit die pad gekronkel, al hoe meer klipperig geraak en in daardie 13 vrouedienslede het almal geduldig gewag vir ons om te kom en toe skryf ons 'n band op pad soontoe af en ons skryf 'n band op pad terug af. En toe is ons nou in die moeilikheid. En jy sal nie glo nie, in Merwewil daai jare kry ek toe nou 'n lift in saam met een van die ander mense, een van die dames, om te gaan kyk vir 'n band en tussen al die Coke botteltjies wat daar staan en al die, julle ken mos die negosiewinkels soos die ou mense gesê het, tussen al die goed is daar waaragtige kombi band wat my band so groot is. Wat is die kanse? Ek wil net om te sê, so daai gevoel lê nog by jou as jy ingaan en jy besef jy kan al 2 bande afskryf, wie gaan jou kry? Nou gelukkig is dit 'n troue, so hopelik kom daar nog mense daarom ergens ook op daardie pad. Maar ons het so gewoond geraak dat stilte eintlik vir ons voel soos 'n straf. En dat 'n synlose seisoen vir ons nie lekker is nie. Want wat nou gebeur het by Kagakama waar ons saam met Wynand hulle gebly het en Charlene hulle gebly het is dat 'n mens skielik in die nag besef jy hoor nie geluide nie. Ons bly hier langs die mynrou daar in Stoebesit Wes. En daar's min nagte wat verbygaan wat daar nie 'n geluid is nie. En toe ons in Gordons Bay gebly het, was menige naweke se nagte het die ambulansie deurgekom. Want ek weet nie of julle onthou nie, hier waar hy vis en chips winkel was nie altyd 'n robot nie, dit was ons eerste inry viswinkel, want tot elke slag in hom vasgery. En dan moet Janie van die pastorie af oor hardloop om te kyk of ons kan help. So, wat nog gebeur het, skielik het jy besef in hierdie synlose seisoen, want daar was net syn by die ontvangs van die plek gewees. En daarna toe moet jy nou weer ry of lank stap. Maar dat jy besef, jy sit daar op die stoep met 'n koppie koffie, ek wil net dat julle ook hoor, jy hoor niks, maar jy hoor iets. Want ons doen nie dit nie. Ons gaan net aan. Dat 'n mens skielik ervaar jy bly te saam met goeie vriende en hoe lief hulle vir hulle seuns en nuwe dogter is. Om tussen die ruwe rotse te staan saam met 'n bruid en 'n bruidegom en uitgesoekte gaste en beleef hoe hulle vir mekaar daar sê ons het mekaar lief. En dit sonder dat daar in daai moment 'n duimpie of 'n WhatsApp like kan uitgaan want daar's nie sy nie. En daai ruwe rotsformasies is lyk asof iemand iets wou bou en toe vergeet het om klaar te maak. Dit is die mooiste formasies wat daar is. Dis ook daar. En dan sit en dink jy by jouself, en God? En dan skielik besef jy, maar God is ook hier, in die stilte, in die natuur, in die windjie wat later begin beweeg het, in die saamwees van mense wat vir mekaar leer ken, en omgee, in die daar wees van 2 mense wat vir mekaar liefde en trou beloof. Hoekom my storie vertel? Ek dink dis hoe Advent werk. Dat op 'n manier is dit 'n tyd van verwagting, van voorbereiding uit die Christelike tradisie, waar ons terugkyk elke slag na die geboorte van Christus, maar waar ons herinner word om vorentoe te kyk na die wederkoms van Christus. En die hele tyd herinner word dat al voel dit vir ons partykeer, daar's nie 'n sein nie, daar's nie koneksie met God nie, dat daar is en dat die seisoen tog verbygaan en dat dit oorgaan en sal oorgaan. En Jakobus skryf juis in so 'n tyd waarin onreg gebeur, waarin armes swaar kry, waarin gelowiges sukkel en wonder, Here, kan U nie gouer kom nie, ons sukkel hierso. En dan sê hy kalm, wees geduldig, wees soos 'n boer wat wag vir die vroeë en die late reën. Nou of 'n boer wil harder bid of sagter bid, hy kan nie die reën op sy eie, of sy kan nie die reën op hulle eie laat kom nie. Dit moet van God se kant af kom. Maar Christus se teenwoordigheid is meer as dit, want dit is permanent, soos die trouring wat ek dra. Om my te herinner aan my liefde en my te herinner om getrou te wees. En ons herinner word in hierdie tyd om lief te wees en getrou te wees. Want Christus se teenwoordigheid is nie net 'n seisoen nie. Dis vir altyd. Ek gaan net 3 punte nog verder maak. Die een is vreugde in geduld.
Die boer se wysheid in ons eie wagstories, want die beeld van die boer is eintlik so toepaslik. Die boer plant sy saad, kyk na die lug en die wag. In die gemeente waar ons was op 'n ander stadium, het ons was 'n groot boerderygemeenskap. En die een oom sê eendag vir my, Dominee, het jy geweet, ons is almal skuldig as boere. Ek sê, hoe bedoel jy nou? Hy sê, want ons speel almal die lotto, ons dobbel. Ek sê, hoe kom jy daarby uit? Hy sê, ons gooi miljoene rande se saad en kunsmis in die grond. Ons het 'n koek en kloof daar enigiets gaan opkom en ons dobbel. Ek sê, wel, kom ons sê maar liewer jy boer, dit klink beter. My punt van die saak is, hy moet wag met vertroue, en daarom moet daar leer in hierdie tyd, dat daar iets gebeur, al sien jy niks nie, maar iets is ondergronds aan die gebeur, daar die saadjie ontkiem, dit begin uitstoot, dit begin 'n hoopvolle wag raak, want dit is nie leeg nie, die seisoen is nie leeg nie, dit is vol ongesiene aktiwiteite, goed wat moet gebeur, sodat die vrug uiteindelik daar kan wees. En sonder sy kon ek op daai pad nie Google Maps gebruik om die roete in ek moes leer vertrou, dis die seisoen van vertrou, daar gaan wel 'n eindbestemming aan hierdie paadjie wees waarop ons is. Ons moet net wag om daar te kom. En interessant, as jy begin wag om daar te kom, begin jy rondom jou kyk, want nou kyk jy na ander goed. En jy begin ander goed waarneem, en jy stop 'n oomblik om foto's te neem, en sê, wow, dis eintlik mooi. En jy maak dit 'n moment, want dis die vreugde in geduld. Arthur Brooks, 'n bekende professor van Harvard en oor geluk skryf, hy sê mens moet geluk sien as 'n groei deur onvolledigheid heen. Jy moet dit eintlik met jou lewe sien soos 'n start-up, soos hulle altyd sê van mense wat 'n besigheid begin of 'n elektroniese maatskappy of 'n internetmaatskappy begin. En in 'n start-up het jy 'n groot idee van waar dit moet wees, maar jy weet nie wat vir jou voorlê nie. So jy moet gereed wees, daar's allerlei verrassings, alle goeters, en daar's foute wat jy maak, maar dis die bouprosesfase. Dis die vreugde in geduld. Want dit kom nie net as klaar en jy bestemming is nie. Geluk gebeur ook in daai tussenin fase, in die ry sonder sein fase, waar jy leer verwonder aan mekaar, aan die natuur, waar jy leer verwonder aan die wag. So Christelike geduld is geloof met 'n glimlag. Dis die sê van Here, ek wag, maar stuur vir my iets om my te herinner dat U kom. En dan skielik kom jy agter, maar die natuur is ook mooi. Want die oes kom. En soos ons nou kersies opgesteek het, of jy nou wag op genesing, of jy wag op 'n werk, of jy wag op 'n goeie nag se slaap, wag dat jou selfoon se kontrak verander sodat jou skerm weer 'n selfoon kan wees sonder krake. Dis 'n seisoen. Maar dis 'n tyd waarin jy leer vreugde in geduld. Dit sal verander. Dit gaan verander. Tweede gedagte, vreugde in groei. En dis van 'n pyn en vreugde ek nou genoem, ek sal twee goed aan mekaar koppel, wanneer pyn en vreugde saamleef, want nou raak dit persoonlik. Ons is half geneig om te dink dat ons geluk en hartseer soos 'n bankrekening. As ons nou baie geluk kry, dan kanselleer dit die hartseer, maar die lewe werk ongelukkig is so nie, en nou begin die breinwetenskap en neurowetenskap dit vir ons bevestig, dat geluk en ongelukkigheid is twee verskillende neurosisteme in ons stelsel. Happiness en unhappiness is twee aparte stelsels in ons kop. Soos twee vriende wat langs mekaar bly, hulle eie partytjies hou, sonder om mekaar te steur. So jy kan diep dankbaar wees en steeds hartseer wees. Want dit is nie of-ofs nie, dis en. En as mens dit begin verstaan, dan leer jy vreugde en groei. Jy kan die Here vertrou en onseker voel oor môre. Want dit is twee stelsels. Jy kan vreugde oor 'n nuwe seisoen hê, terwyl jy rou oor die ou een, soos om 'n baba te verwag, en terselfdertyd nou al te huil, omdat jou slaappatroon versteur is. Einste Arthur Brooks, ek bied kursus aan vir doktorale studente oor see, oor human flourishing, so daar's baie meer goed as wat net Arthur Brooks sê, maar hy haal net 3 goed uit, hy lig uit die makronutriënte, die groot vitamines om dit so te stel vir geluk, en hy sê genot is die een, dis plesier plus mense plus 'n bestemming wat jy, of herinneringe wat jy het, soos byvoorbeeld 'n familiebraai, dis hoekom Kersfees so lekker is, want dit bring iets van genot,
al hy saam wees by mekaar. Jy eet al hy. Daar's ook 'n tweede moment en dis satisfaksie. Dis daai ja na harde werk, die beloning as jy iets bereik het. En die derde een wat hy dan noem is betekenis. Jy weet jou storie tel. Die gevoel is my lewe het doel, het betekenis. Maar neurologiese negatiewe emosies loop 'n ander neurologiese roete in ons brein. En ander navorsing met die naam Barbara Fredrickson, sy praat van die sogenaamde Broaden and Build theory. As jy 'n goeie ding het en jy bly dit doen, dan verbreed dit in die algemeen raak alle momente van jou lewe sodat jy meer geluk beleef, meer positief is, deur daai positiewe ding te bly doen en te bly ervaar. Eenvoudige manier, staan nie by haar goed noodwendig nie, maar eenvoudige ding is om elke dag net 3 goed te kry waarvoor jy dankbaar is, soos ons nou vir die gemeente dankbaarheid gesê het. Elke oggend 3 nuwe goed waarvoor jy dankbaar is. Dit broaden and build jou gelukservaring. Maar in dieselfde mate bou dit jou veerkragtigheid op, maar dit kanselleer nie jou ongelukkigheid nie. En daarom moet jy bly broaden and build op die goeie goed wat daar gebeur. Want dan kan jy selfs in 'n seisoen van rou, kan jy 'n tyd van verwondering, van liefde voel. Al is jy hoe hartseer. Kyk na die Bybelse helde. Dawid in Psalm 13. Hy begin die Psalm, hy sê, hoe lank nog, Here? Moedeloos. En dan middel in die Psalm draai om, hy sê, ek vertrou u troue liefde. Vat iemand anders soos Paulus. Hy skryf waarso in 2 Korintiërs 4, hy sê, ons is verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. En hy het 'n hele klomp van die goed wat hy so sê. Ons word vervolg, maar ons is nie deur God verlaat nie. Dis en. Maria, die moeder van Jesus, sogenaamde Magnificat waarin sy praat. My siel maak die Here groot, maar in dieselfde tyd hoor sy die tyding om te hoor deur Simeon, 'n swaard sal deur jou siel gaan. En dit is sy beleef die dag toe sy by die kruis staan. So vir ons jou storie, jou seisoen hoef nie sprokies mooi te wees nie. Dis oukei om vreugde oor God se sorg te voel terwyl angs jou nagte steel. Dis oukei om vrede in gebed te vind, maar jou steeds te bekommer oor jou kinders se toekomstige beroep en keuses. Dis oukei om Christus te aanbid terwyl jou hart rou oor 'n verlies, want dit gaan oor vreugde en groei en soos gesê het, happiness en unhappiness is 2 verskillende neurologiese bane wat saamloop. Hang af hoe jy dit hanteer. So adventvreugde wil nie skoon emosies hê nie. Jy gaan nie heeltyd noodwendig met 'n glimlag op jou gesig loop nie. In my geval gebeur dit, want my ma het gesê ek is die vriendelikste baba in die dorp, so ek het iets om in te leef. Maar God bou ons nie deur perfekte selfies nie, maar deur eerlike trane en lag terwyl jy huil. So lag gerus oor jou gemengde gevoelens, want dis die resep vir groei. Laat jy jouself net vryspreek, jy mag gemengde gevoelens hê. Want ons geloof in God groei nie deur perfektheid nie, maar deur eerlikheid. En dis 'n seisoen van groei. En so leer ons vreugde in groei. Laaste gedagte, vreugde in perspektief. Ek het die gedagte hier neergesit van minder negatief, meer Christus. Interessant, Jakobus sê daarso in sy gedeelte, moenie oor mekaar kla nie, die regter staan al voor die deur. So hy sê nie, wees perfek positief nie. Maar hy sê eintlik, vermy dit om in negativiteit te verval. So kom ek verduidelik dit, en ek gaan die sin 2 maal herhaal. Dis makliker om minder negatief te dink, as om meer positief te dink. Help jouself daarmee. Dink net minder negatief. Jy hoef nie noodwendig meer positief te dink. Jou positief verslaan jou baseline. Hou net minder op negatief dink. Breek jou gedagtegang. Ek het vroeë jare terwyl ek by vroukonferensies die goed optree vir mense rekkies uitgedeel. En wat die gedagte was dan daarmee, jy moet jou neurologiese baan breek. So elke slag as jy in 'n negatiewe spiraal gaan, vat net die rekkie en gee vir jouself 'n shot. Na die derde een dink jy weer voor jy dink. OK. Ekskuus, ek het die rekkie saamgebring. Maar jy hoor wat ek sê. Jy moet net die baan breek. Minder negatief dink. Nie noodwendig meer positief dink. Want die positiwiteit is klaar gegee. Dit beteken, aanvaar jy weet nie alles nie.
Nie soos daai mense wat sê, ek het pas veel gesê nie. Jy weet, daar's sulke mense ook. Dit beteken jy interpreteer ander genadiger, want miskien is jou bure se lawaai nie 'n komplot om jou uit jou huis te irriteer nie, is dalk net hulle kind se dwarsfluit oefening. Moenie die ergste scenario ervaar en aanvaar nie. Jou werksverlies is nie teken die einde van die wêreld aangebreek het. Jou werksverlies is dalk die deur wat juis nou moes oopgaan sodat jy jou werklike self kan uitleef. En moenie jy seisoen as jou finale storie lees nie. Dis net 'n hoofstuk. Nie soos daai laaste klomp lettertjies wat verskyn na Netflix aan die einde nie. So wanneer mens daardie negatiewe bril afhaal, minder negatief dink, dan gee ons eintlik vir die Heilige Gees kans en ruimte om vir ons die Christus perspektief te gee en te wys. En te herinner, Christus is naby, net hier, al voel dit sonder sein. En Christus dra jou, al is dit in jou swakste moment van ek voel ek kan nie daar. En Christus bou iets, want uit hierdie chaos kom 'n meesterstuk, want dit is 'n seisoen. Christus maak nuut, soos 'n ou foon wat skielik opgradeer. En dit bevreugde, nie omdat die seisoen maklik word nie, maar omdat jou hart ligter word. So stel jou voor, jy kyk nie eers na waar die probleme is nie, dis ons natuurlike default mode. Jy kyk eers, wat sê Christus? En daarom begin jy nie jou dag deur jou selfoon te kyk nie. Of as jy jou selfoon kyk eers na 'n teks op jou selfoon. Daar's wonderlike apps wat dit goed doen. Lees eers net dit wat jou dag help minder negatief dink. Humorvol gesê, dis soos om van 'n slegte Netflix-reeks oor te skakel na 'n romantiese komedie met 'n gelukkige einde. Jy het ook van chick flicks. Ek het nooit geweet ek hou daarvan nie, maar ek like nogal die goed want hulle het gelukkige eindes. So ek is ook nou 'n chick flick fan. Maar dan leer jy om nie noodwendige moordverhaal te kyk met 'n slegte einde nie. Jy spring die kanaal na 'n chick flick met 'n goeie einde. Of in Kagakama-styl. In plaas van jou dooie selfoon te kyk na 'n lewendige sonsondergang of opkoms. Of die natuur skoon. En so leer ons vreugde in perspektief. Minder negatief, meer Christus. Want dan raak jy dankbaar. Wow, kyk hoe God hierdie rotse hier neergesit. Kyk hoe God mekaar gevorm. Mense se ek is visueel ingestel en nou dag sê ek vir Wilma, daar's 'n ou wat op televisie verskyn, 'n Amerikaanse program wat ek kyk. En hy het die grootste neus wat ek in die wêreld gesien het. Hy sal waarskynlik uitstekende wynproewer kan word. Of ruiker kan word. Snuiwer, wat noem mense daai mense my agter. Nou sê ek so droogweg vir Wilma, want ons het hier in private jokes vir mekaar. Ek sê vir haar, Wilma, dink jy toe God die man geskep het hy by die neus begin? Sy sit so rukkie terug en sy sit so terug. Sy sê nee, sy dink hy het nog goed oor gehad wat hy nie meer geweet het wat om te maak en dit aan die einde. Aan die einde gesit. So leer jy vreugde in perspektief. Minder negatief, meer Christus. Want in die gesprek oor die man se neus, ek ken hom nie persoonlik hier so, het ons ook vir Christus ingebring. Advent herinner, God werk in die wag, God bou in die spanning, God fluister in die stilte, God is naby en het die hele emosionele mengsel van jou. Al voel dit vir jou, jy's 'n smarty box van koffie, van trane, van twyfel, van hormone, van alles. Want Advent se vreugde skuil in die wag. In jou huidige seisoen, dis nie die einde nie, dis nie die heelal nie, dis nie jou enigste sy nie, dis nie jou eindbestemming nie, dis net 'n seisoen. En Christus se teenwoordigheid in hierdie seisoen, dis vir alle seisoene en in al jou seisoene. Vir alle seisoene
en in al jou seisoene. So mag Advent jou help om met geduld te wag, met groei te leef, al is dit met pyn en vreugde saam in die dans, met perspektief te sien, meer lig raak te raak, meer vreugde te hoop, want die skepper van die saad en die reën en die oes is nog steeds die skepper. Is net 'n seisoen, maar God is in die seisoen. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons deur ons alledaagse lewe leer leef in U genade, in U vreugde. Dankie dat ook die tyd waarin elkeen van ons is, net 'n seisoen is. En dat ons in die seisoen is van wag op U, om Kersfees saam met familielede, vriende, of herinneringe te vier. Te wag op U weerkoms. Dankie dat U in die seisoen is en in ons is.